praktiese ding, en daar gaan jy vir my sê, wat pastoortjie, onderskat jy ons intellek vanmôre, dat jy vir ons so woord beteken. Al ek sê, dit is alles behalwe dit. Maar ek wil met u 'n gedagte deel, wat jy jou lewe laat nie sal vergeet nie. Waar ook al jy beweeg, in die markplein, maak die saak waar nie, dat hierdie woord altyd by jou sal bly. En dit wil ek met u gaan deel, dat u dit sal verstaan, en dat ons dit in ons eie lewe kan toepas vanmôre. En daarom wil ek vra dat ons na Johannes hoofstuk 15 gaan blaai. Die laaste onderwys aan die disippels. Innige vereniging van Jesus en sy disipel. Ander dit was Jesus se laaste onderwys. En iemand die Bible School on Wheels bywoon, ek dink is What's God Doing in My Life, sal weet waar ons nou praat. Hy sê Matteus in Johannes hoofstuk 15. Hy sê ek is die ware wynstok, my Vader is die landbouer. Elke loot wat my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat meer vrug kan dra. En dan vers 3, 4 en 5. Want julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Wat maak ons rein die woord van Christus? Bly in my, soos ek in julle. Bly in my, soos ek in julle. En dadelik kom 1 Korintiërs 3 vers 16 op by my. Weet julle dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is? So as Christus in jou bly, dan bly ons ook in hom. So my gedagtes is nie my eie gedagtes, dit is God se gedagtes vir my. Hy sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. En dan die belangrikste vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek hom, dra veel vrug, wat my tema vanmôre, want sonder my kan julle niks doen nie. Here, wat 'n sterk aanmaning is dit vanmôre, om vir ons te sê, sonder u kan ons niks doen. En Here, dit beteken vanmôre ons moet een kan staan, want u wil in ons lewe laat geskied. En Here, ons weet, as ons gelees het hierdie gedeelte, dat dit nie altyd maklik is nie, maar daar is 'n snoeiproses bly. Here, maar u doen dit tot voordeel van u koninkryk, en tot voordeel van die mens. En daarom weet ons, Here, vanmôre is die waarheid, sonder u kan ons niks doen nie, al wil ons, Here. En dit wat ons uit ons eie doen, is nie suksesvol nie. Want die woord sê vir ons, alles wat julle in my naam vra, dit sal ek vir julle doen. En daarom vra ons vanmôre, Here, dat u elke hart sal penetreer, Here. Elke gedagte gevange sal neem, Here. Elke gehoor, Here, sal open, Here. Dat die vyand nie daar saad kom steel en ons vergeet van dit wat ons gehoor het, Here. En elke diepe slaap raak, Here, dat ons sal wyk in die naam van Jesus, Here. Elke ketting wat ons bind in die oomblik, Here, elke wat gebonde is, Here, wil ek vra, spreek en maak en vra, Here, breek elke houvas. Here, dat ons oor kan rig aan u, Here, sodat u woord in ons harte kan ingaan en die saad geplant kan word en kunstig opgroei, sodat dit veel vrug sal dra, soos Johannes 15 vir ons sê. Daarom vra ek, Here, seën elkeen wat vanmôre hierdie woord hoor en ter harte neem. Ons vra nie ons verdien nie, maar die groot genade van Jesus Christus. Amen. Hy sê vers 5 lees ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou ek gaan 'n baie praktiese en 'n verskriklik eenvoudige voorbeeld vandag vir u deel. En uit die diepte van my hart wil ek vanmôre glo dat dit by u gaan bly. En u sal sien dat ek 'n mooi handsak saamgebring. Die manne sal weet wat se handsak is. Dit is daar's nie stiffies in poeiertjies nie. Dit is 'n gereedskap tas. Maar die voorbeeld wat ek wil gebruik vanmôre, is 'n baie bekend vir die mans, selfs vir die vrouens ook, is dat ek vir julle handskoene gaan uithaal.
Ek wil verskillende handskoene uithaal. Hier is my geliefde handskoene, wat is my kamp handskoene. Hulle was weg gewees, by vrou het hulle geplaas met die karavaan oorgepak het, en ek het laat gesoek te gaan koop ek ander, toe kry sy dit weer mooi. Ek is al so dankbaar vir dit, prys die Here. Ek het net 'n paar, 1, 2, 3, 4, 5 handskoene hierso, wat ek hierso uitstal vanmôre. Nou hierdie handskoene is ek hierso sit, beteken hulle absoluut niks nie. Hulle is dood. Absoluut dood. Hulle het vorm, hulle het 5 vingers, en hulle is volledig. Maar hulle self kan hulle niks doen. Hulle verskil van mekaar as ons hulle hierso uitpak, en ek wil sê, dit is soos elke persoon, kind van die Here, het 'n verskillende voorkoms in sy bediening. En dit het ons verstaan. Hierdie ene is om jou te skrob. Hierdie ene is om gewone werk te doen. Hierdie ene is gemaak om fyn werk te doen, as jy moet voel waar jy woon. Hierdie ene is gemaak vir ouens wat lere klim soos die toring. En hierdie ene is een wat vir harde werk wat uit leiding in die buitekant. So, maar almal is handskoene, daar is geen verskil, behalwe die kleur, die voorkoms en die doel waarvoor dit geroep is. Soos ek en jy, almal kinders van die Here, elkeen verskillende voorkoms, elkeen verskillende gawes wat ons moet doen. Maar tog verskil die handskoene van mekaar. En dit verskil ter materiaal waarvan dit gemaak is. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons vanmôre dit sal besef dat hierdie handskoene kan uit hulle eie niks doen nie. Nou wil ek net vir u vra, hulle is mos dood. Jacy, kom jy hierso? Jakob, kom jy hierso? Pastor Dries, kom jy hierso? Wie gaan kom jy klein handjies, ek wil jou ook hierso hê. Ja goed, kyk dit dan trek jy daai handskoene aan. Pastor Dries. Trek die handskoene aan. Wat het julle gemerk toe hulle aantrek? Dadelik hulle begin beweeg. Hier was hulle lewenloos. Maar die oomblik toe jy met afsit toe begin het lewe. As julle nie in my bly nie, sal ek in julle bly. Sonder my kan julle niks doen. Sonder die hand en die handskoen kan die handskoen niks doen. Baie dankie julle kan dit my teruggee. Ek net seker maak ek kry. En dit is my gedagte, eintlik kan ek my preek daar stop. Want ons kry die gedagte waaroor dit gaan. Dit is nutteloos op hulle eie handskoene. Dit lyk mooi, maar dit is nutteloos. Maar die oomblik wanneer die hand binne die handskoen is, dan verander alles skielik. Skielik is daar lewe, daar's beweging, daar kan iets van kom. Die oomblik as die hand in die handskoen is, dan gaan daar iets plaasvind daar buite, wat jy die handskoen aangesit om iets te gaan doen. En die oomblik as die gees van God in ons lewe is, dan moet jy weet, daar is iets in ons lewe wat gaan plaasvind. Want dit is van God sy gees in ons uitgestort. Skielik begin dit funksioneer, sodat dit bedoel was daar die handskoen. Daar goed is nie gemaak om die sak te lê nie. Hulle is gemaak om 'n werk te verrig. En dit is ek en jy, die mens. Hierdie is Kiet van Staan. Hierdie is Lorraine van Staan. Ja, hierdie is mooier. Dis Lorraine van Staan. Maar so is die handskoen typeer van môre die mens. En dis wat ek wil hê. En die hand wat in die handskoen typeer van môre die Heilige Gees. Ek wil hê, jy moet nou nie uitgaan en sê, maar dit is die Heilige Gees hier nie. Dis 'n voorstelling, dis wat ek sê. Ek het dit baie eenvoudig probeer maak, want al 2 dekade ek met hierdie gedagte. Dat maak dit eenvoudig, by die hand wat in die handskoen is, stel die werking van die Heilige Gees voor, en die handskoen stel die mens voor. Want hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder die hand en die handskoen kan die handskoen absoluut niks doen nie. Dit lê net en stof gaan, dit lyk mooi, is begeerlik, ons wil dit hê, maar dit het nie waarde nie. En hierin lê die geestelike waarde van môre, dat ons sal weet, dat dit is ons toestand wat ons is. Dat God se Heilige Gees, die Gees van God, in ons sal woon.
En die waarheid is eenvoudig, maar die mens kan niks sonder die werking van die Heilige Gees doen. Ons kan roep die Gees van God werk hier. Ons kan roep dat ek die Heilige Gees gevul, maar wys my werke dit. Nou gaan julle my sê, pastoor, maar Efesiërs 2:8-9 sê, nie deur julle werking, maar deur genade is julle gered. Maar jou genade, jou bekering, sorg dat daar vrug is. En die vrug wat jy dra, Galasiërs 5:22, is die uitwerking van dit wat jy gedoen het. Met ander woorde, jou werke, liefde, blydskap, lankmoedigheid, al daardie, en ons gaan hulle daarby kom. Met ander woorde, daar is dade wat plaasvind. As jy net gered is om hemel toe te gaan, jammer. Jammer. Jy is gered om 'n verskil in hierdie wêreld te maak, om die koninkryk van God uit te brei. En dit is kom ons krone gaan kry vir die dag wat ons voor God gaan staan. En hy gaan sê, welgedaan, goeie getroues. Maar baie van ons gaan tevrede wees, daai een wat ons talent wat ons kry, wil ons nog begrawe. Want ons sê ons is nie by vermoë nie. Die handskoen is by niks vermoë nie, behalwe as die hand in die handskoen is. En dit is wat ons vanmôre as ons die uitstap, moet ons sal verstaan. Daarom kan hy in Genesis 2:7, wat hy vir ons leer, hy sê, hy het die mens arm gemaak in die gees, en die liggaam het hy gemaak, maar daar was geen lewe in hom nie. Want die dag toe hy sy asem in hom inblaas, sê die woord van die Here, toe word hy 'n lewendige siel. Toe kom daar lewe in Adam, sonder die gees van God, dat hy daar sy. En die Here God het die mens geformeer in die stof van die aarde, en sy gees die asem van die lewe geblaas, so dan die mens 'n lewendige siel geword. Eers druk my hand in die handskoene, toe die Heilige Gees in Adam ingeblaas het, toe God se asem ingeblaas het, toe die mens lewendig geword. Toe ek my hand in die handskoen druk, toe word hy eers lewendig. Toe ons hier voorgestaan het, die broers hier voorstaan, toe hulle hande kon ek sien, hulle aantrek, eerste, daar is lewe. Hulle het nie gewag nie. Die aksie was impulsief. Dit was op die oomblik, op the spur of the moment, sê Engels was sê. Toe hulle aantrek, eers wat hulle gedoen het, is dit gedoen. Dan gaan kyk wat waar iemand handskoene aantrek. Dit is altyd die eerste. En dit is wat ek vanmôre wil motiveer met u. Dit is hoe die Heilige Gees werk. Die oomblik as die Gees van God waarlik in ons lewe werk, dan begin daar waarlik lewe plaasvind. Nie dit wat ek sê en dit wat ek voorhou nie, maar dit wat al mense kan sien in my. Sit vir my Johannes 13:35 op. Een van die groot dinge wat dit moet weerspieël. En ons sal nou daarby kom, Johannes 13:35. Hy sê, hier sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Nou staan net bietjie stil en ponder bietjie daarop, dink 'n bietjie daaroor. As ons liefde onder mekaar het, dan sal die wêreld dit sien. Maar as ons beklei onder mekaar, sal die wêreld dit ook sien. En dit is so belangrik. Inteendeel die boodskap Bybel sê, die liefde moet so hard wees, dat het eintlik hard uitroep, dat die mense dit kan hoor. En dit is wat die Here vir ek en jou vanmôre sê. Sy Gees trek mense, sy Gees maak by mekaar, sy Gees omvou mense. En daarom het ek vanmôre gesê, en die handskoen typeer die mens. En van die begin af, toe God die mens gemaak het, het hy sy asem in hom geblaas. En hy het 'n lewendige siel geword. As jy Prediker 12 gaan lees, ek wil nie so toe gaan nie, dan sê hy, wanneer sy asem terugroep, dan sterf die mens. Wat het gegee het, gaan terug na God toe. En die dag wanneer jy nie meer hier is, hy sy asem teruggeroep, hy het teruggeroep, dit wat syne is, dis sy Gees wat hy onttrek het, in 'n ander sin wil ek vanmôre sê. Maar sonder die asem van God, was daar nie lewe nie. En sonder die hand in die handskoen, is daar ook nie lewe nie. Want ons gesê, die oomblik toe die hand in die handskoen kom, toe is daar onmiddellik is daar lewe. En dis wat met Adam gebeur het in die tyd van Eden. Toe God sy asem inblaas, was hy onmiddellik lewendig. Hy het nie stelselmatig bygekom, of soos wat hulle onder narkose nie. Hy was onmiddellik mens gewees, soos God hom wil gemaak het. Volwaardig, aktief, betrokke gewees. Daar was nie 'n tussentyd oorgangsperiode nie. Hy was onmiddellik, en dis dieselfde met die handskoen. Toe hulle die handskoen aansit, was daar nie 'n stilte nie. Hulle het dadelik so gemaak, en daar was lewe in daardie handskoen. Wil ek vanmôre net vir u sê, die mens is gevorm, maar nie onafhanklik van God nie. Ek en jy sit hier vanmôre, ons dink ons het God altyd nodig nie.
maar ons het hom nodig. Halleluja. En dis iets wat ons nie moet uitdaag nie. Ons het potensiaal, maar ons potensiaal kan nie ons eie krag wees. Dit is wat God ons gegee het. Dit is die verskillende handskoene wat ek oor het, wat elkeen typeer vanmôre, elkeen se bediening. Ek het nou die fyn, hierdie handskoene wat hulle mee opereer nie. Dit sou ook dat ideaal gewees het wat gehad het, ek het van oor die huis. Maar dit is waarvoor die handskoen daar is vanmôre. Om ek en jou te besef, die gedagte as ons waar ons ook al loop en ons sien handskoene, dat ons vir die gedagte by ons sal bly. Die mens het die potensiaal, maar nie krag sy eie. Die mens is ontwerp om deur God gevul te word. En dit leer ons in Genesis, dat God het die mens gevul met sy gees. Soos 'n handskoen gemaak is vir die hand, so is die mens gemaak vir God. Baie van ons probeer om ons eie geestelike lewe en eie krag te leef. Ons probeer reg lewe, ons probeer sonde op ons eie manier oorwin. Maar ek moet môre vir jou sê, die Here sê vir sy disippels, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Ek wil mense bekeer. Ek wil vir jou sê, as jy probeer om mense te bekeer, vergeet dit, want jy is besig om God se werk te doen. Hy het gesê, maak hulle disippels, doop hulle, en dan sê hy, leer hulle, en dit is daar die proses van heiligmaking, wat daar gaan plaasvind. Want as ek iemand moet na die Here toe lei, op grond van my beginsels, dan gaan daai persoon net so verlore wees soos ek. En dit is kom ons die Heilige Gees moet toelaat, om die werk te verrig, so daardie hand vaardighede het, en daardie hand, maak die saak wat is studieveld ontwerp nie, maak die saak wat ons doen, en het sy handskoene aan, dan weet die hand precies wat hy moet doen. En tegnies ou sal weet, hierdie boutjie moet daarin kom, en hy gaan hierdie handskoen aantrek, wat hy kan voel waar het fyn is. En hy gaan precies weet, want die vaardighede lê nie in die handskoen, die vaardighede lê in die hand wat in die handskoen is. En die vaardighede lê nie in ek en jou nie, dit lê in die gees van God wat in ons is vanmôre. Amen. En as ons vanmôre daai gedagte ons eie kan maak, dan wil ek vir ons sê, ons kom op plek, ons wil God dien, soos hy wil hê ons moet hom dien. Nie so wat ek dink ons moet hom dien nie, nie my voorskrifte, nie jou voorskrifte nie, maar die Heilige Gees ons leer en lei alles wat die waarheid is vanmôre. En daarom is het so belangrik dat ek en jy vanmôre, dat ons sal self vergelyk met hierdie handskoene. En as ons dan ons eie ding wil doen, dan gaan ons gefrustreerd wees. Ons gaan mislukkings ervaar. Ons gaan geestelike droogte ervaar, teleurstelling. En dis nie wat die Here vanmôre wil, want hy sê vir ons, sonder my kan julle niks doen. Sonder my kan julle niks doen. Dan kom hy in Sagaria 4 vers 6. En hy sê nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. Nou wat Sagaria van praat, hy sê die antwoord, hy sê, man, dit is die woord van die Here, sê die Bybel, naamlik nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, soos sê die Here van die leerskare. En wat gebeur as sê die Bybel moes teruggegaan het Jerusalem die stad herbou en alles was negatief. Daar was die voorraad en daar alles gesukkel. Niemand was lus vir dit te doen nie. En sê die Bybel het moedeloos geraak. En hy roep tot God en die Here sê vir hom, sê die Bybel, die berge wat voor jou is, sal ek gelyk maak. Halleluja. Want in jou krag gaan jy dit nie reg kry. Maar deur my gees, deur my gees, deur my gees, sal ek die berge voor jou plat maak. Jy sal dit volg. Want deur my gees sal ek die berge voor jou plat maak. Julle sal die stad herbou. En dis wat die Here vanmôre vir jou sê, as daar 'n probleem in ons lewe is, en daar's 'n berg voor jou lewe vanmôre, maak nie saak wat dit is. Dan wil die Here vir jou vanmôre sê, nie deur jou eie krag, nie jou eie vermoë nie jou eie internet, nie jou weldige tale, jou woordkennis, maak nie saak wat nie, maar deur die gees van God. Halleluja. Daarom sê Filippense 4:13, ons is in alles in staat deur Jesus Christus wat met die krag gee. Ons is in alles in staat
Die grootste fout wat ons kan maak, ons probeer die eie ek, die self doen. Ek kan dit doen, ek sal dit doen. Ek weet hoe om dit te doen. Weet ek was op skool saam met 'n ou in die koolsies dan, in die week, is hoërskool dan, slip ons uit die koolsies uit, dan gaan ons af, en sit nie, dan daar die spakkery toe. Dan gaan koop ons buns en cokes. Ok, maar ons het daai tyd sonder geld gekoop. Dan belei ek dit. En dan kom ons, laat ons een ou hier wat saam met. En hy het altyd, as jy iets wil doen, dan sê hy, wag, ek sê julle wys. En ons is gewoonlik so 6 of 7 ou's. En ons kom so by die laerskool voor die NG Kerk en daar is so 'n melkboks wat iemand optel. Dan sit hulle op die teerpad. Nou praat jy 5 uur die oggend. En dan kom die ou's van drop hulle nou die ding. En hierdie ou, ek wil nie sy naam noem, want hy lewe daar. Hy kom en hy sê laat ek julle wys. En hy skop die boks. En toe die ou hom daar voorvang en hy sit op been neer, toe sit hy so kwart van 'n baksteen in die melk. En hierdie ou kom weer van, hy sê, los daai en weer verby. Uit daar, eindig van die saak is toe hy skop. Toe breek hy sy groot toon. Wat is daai eie ek? Dat hierdie week sit met hierdie gedagte, dink daai eie ek bring jou in 'n situasie wat jy nie wil wees. En dit is hoekom dit belangrik is vanmôre dat ek hier op 'n plek gaan kom, dat ons sal verstaan wat God vir ons wil sê. Dis die grootste fout wat ek en jy kan maak. Maar dat die hand in die handskoen ingaan, verander alles onmoontlik. Wat dood was, begin beweeg, en ons het dit gesien vanmôre. Wat nutteloos was, soos hulle hierso lê, begin funksioneer soos wat dit voor ontwerp is. En dis ek en jy nie die gees van God in ons het nie, dan funksioneer ons soos hierdie handskoen. Ons lyk mooi, ons lyk goed, maar ons is morsdood vir die koninkryk van God en die ewige lewe. Dit is hoekom dit belangrik is dat vanmôre dat ek en jy by 'n plek sal kom, dat ons geestelike herlewing sal ervaar. Daar kom geestelike lewe, daar kom krag, maar kom daar verandering as daar krag in ons lewe kom. Daarom gee hulle in Handelinge in vers 8, sê Pieter so, wag, Jesus vir die disippels, gaan wag in Jerusalem, tot julle met krag Heilige Gees aangedoen word. Nie uit julle eie gaan, nie julle eie vermoë nie. Maar die Gees van God oor julle kom, maar die Heilige Gees, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hierdie krag is nie menslike krag, dis goddelike krag wat ek vanmôre wil demonstreer, met die eenvoudige verduideliking van my hand en die handskoen vanmôre. En asseblief ek vra weer, moet nou nie gaan sê as jy handskoen sê, dis 'n mens en die hand is die Heilige Gees nie. Dis net 'n voorstelling wat ek wil maak, dat ons die konsep sal verstaan, dat sonder God is ek en jy niks. Ons kan niks sonder hom doen nie. Die handskoen het nie sy eie wil nie, hulle het geen wil nie. Hulle kan nie beweeg op hulle eie nie, hulle beweeg waarin die hand beweeg. Hulle doen wat die hand wil hê hulle moet doen. Wanneer die hand beweeg, beweeg hulle. En dit is waaroor dit gaan. Soos die hand beweeg die handskoen en toe hulle hulle aangetrek. Dis wat ek in die begin het gesê. Ek kan eintlik die boodskap los, want toe hulle die handskoen aantrek, toe maak hulle almal so. Dit was 'n natuurlike ding. En die oomblik as ek en jy Heilige Gees gevulde mense, dan is dit 'n natuurlike uitvloeisel wat in ons plaasvind. Ons weerspieël die liefde, die vrug van die Gees. Ons weerspieël dit outomaties. Nie dat ons dit feit nie. Ons het nie nodig om kunsmatige vrugte hier te sit en sê dis die vrug van die Gees nie. Die hartseer van daai kunsmatige vrug, hy lyk baie keer mooier as die oorspronklike vrug wat in die boom hang. Maar die oorspronklike vrug word baie keer weer deur sprinkoppe gebyt en vliee gesteek. En dit merk, maar hierdie ander wat mooi gevaardig is, wat in daardie bak lê, hy lyk verskriklik mooi, maar gaan probeer hom eet. Gaan probeer hom. Jy gaan nie regkom toe nie. Want dit is net die vrug. Maar die vrug van die Gees, dit maak dat mense ook deel wil hê van. En dit is waarin die handskoen doen wat die hand sê. Dan wil ons sê, dit is die volmaakte werk wat plaasgevind het. En daarom is het so noodsaaklik dat ek en jy vanmôre sal sê, 'n ware Christen is nie om God te vra om my te seën nie, maar om te doen wat God wil hê ek moet doen. Dit is ware Christendom. Om jouself oor te gee, sodat God deur en tot alle mense kan werk deur wil van jou. 'n Handskoen kan nie werk as hy vol van iets anders is nie.
Jy kry baie mense in hulle tuin het hulle nou twee hande so, dit sement vasgemaak, dan hou dit nou iets vas. As daar nie plek in die handskoen is nie, kan daar niks stak en dan nie jou hand inkom nie. Dan oor as ek en jy iets anders in ons hart het. En ek luister na die aand na 'n persoon wat sê, oor die gesprek toe die Here 'n bose gees oor Saul gestuur het. En die eintlike verklaring net eenvoudig, wanneer God sy gees onttrek, trek die bose gees uit. Partykeer maak ons mense vry van gees wat nie daarmee woon nie. En dan die Bybel sê, dan gaan hulle swerf rond en bring hulle slegte. En ek sê aandag my vrou, weer 'n mooi voorbeeld van dit, is kyk na 'n mooi huis. En daar in ons buurt staan een wat mooi huis gepas. Maar die feit dat hy verlaat is, het almal daarin getrek om geplunder, en daar staan net 'n mirasie. En dit is wat die duiwel moet ek en jou doen, as ons nie toelaat dat die Heilige Gees van God in ons lewe kom nie. Die duiwel kom woon in ons, en hy plunder ons lewe, en ons lewe is 'n totale gemors geworden. Daarom wil ek vra, broers en susters, kom, geliefdes, kom op 'n plek, wat ons sê, Here, laat U wil geskied. Selfsug, trots, sonder eie wil ons in ons lewe hê. Spreuke 6 vers 16, sit op my op. 'n baie treffende gedeelte. Hy sê daar 7 dinge wat die Here haat. Hy sê, hierdie 6 dinge haat die ding. En 7 is vir sy siel 'n gruwel. En 7 as sy hoë, trotse oog is hoogmoed. Leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. Hy sê 'n hart wat onmens planne beraam. Met ander woorde, ons is dubbelhartig, ons is nie eerlik teenoor mekaar nie. Voete wat haastig is na die kwaad toe te loop. Hy sê, een wat valse getuienis leens uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai, dis die 7. Ek het nou Johannes gelees, 13 vers 35 gesê. Hy sê ek het nageloop, hy sê een wat valse getuie leens uitstrooi. Ok, lees is so vannig. Ek het nou Johannes 13 vers 35 gesê. Hieraan sal die wêreld gee dat julle my disippels is, as julle liefde op mekaar. En hier gee Spreuke vir ons, Spreuke 6 vers 16, 7 dinge wat, die laaste een is saai, wat verstrooi word, wat tweedrag saai. En dan oor hoekom? As ons gees gevul is, dan is ons deur dieselfde gees gevul. Behalwe as ek 'n bose gees in my het. Nou die Heilige Gees kan nie in homself verdeeld wees. As man en vrou kan ons verskil in baie opsigte. As gemeente kan ons verskil van baie opsigte, maar as ons deur dieselfde gees deurdrong is, dan maak daai vir ons baie sin om te sê, hierdan gaan die wêreld weet dat julle my disippels is, dat jy liefde op mekaar het. En dat ons nie sal verstrooi wat by mekaar is. Dit is wat so belangrik is. Almal hou nie van my gesig nie. Iemand het eendag vir my gesê, Kiewit, is jy gelukkig? Dis ek, ja, ek is gelukkig. Hy sê, dan moet jy dit net vir jou gesig ook sê, dat hy dit ook aan weet. So, is nie alles wat mense sien, wat hulle ons interpreteer, maar as hulle interaksie het met jou, dan besef hulle, hoor maar, hier is iets anders. Dit wat vir jou is, wil ek ook graag hê. Met ander woorde, Romeine 12 vers 1, stel julle liggaam as 'n lewendige en heilige welgevallige offer, want dit is julle redelike godsdienst. Sit op ons Romeine 12 vers 1. Hy sê, vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle liggaam stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer, net aan God. Dit is julle redelike godsdienst. Dan wat sal die Here vanmôre vir ons sê? Dit is dat ons sal erken. Ons moet hom oorgawe dien en dit wat ons doen, om erkentenis gee. Dit gaan nie oor my wil nie, dit gaan oor God se wil in my lewe.
wat wil die Here vir my hê? Maar aan die ander kant wil ek ook sê, en van die broers wat hier so sit, en wat in die industrie werk, jy het al daar gekom, wat sien jy, hier lê 'n paar handskoene wat, hy sal kliphard, of van die sement, of van die olie wat droog geword het, of hoe ook al, wat hulle maar weggegooi het, en altyd hard geword. Dan sukkel as jy daar handskoen aantrek, dan sukkel jy om jou hand in te kry. Want hy is nie meer bygebaar soos hierdie handskoene nie. Daarom toe hulle hierdie handskoene aantrek, en jy sien, die lewe is daar. Daardie ou handskoene wat nou verhard geword het, is soos ons partykeer, wat die Here pleit by ons, aanhoudend pleit ons verhard ons hart. En hy sukkel om sy gees in ons lewe uit te stort, sodat ons kan doen wat hy wil hê hy moet doen. Hulle is ook daar. Vanmôre is dit so belangrik. Daarom sê Efesiërs 4:30, ons moet nie die Heilige Gees bedroef nie. Want God pleit ons. Hy sê maar daar kom 'n dag wat ek nie meer by julle sal pleit. My gees nie by julle sal pleit. En dit is die aangename tyd is vandag wat ek en jy moet môre staan. En sê Here, ek wil vandag luister wat sê U vir my. Wat is U wil in my lewe vanmôre? Want so lank het ek my eie wil gedoen. So lank het ek gedoen wat ek gedink het. Ons beperk nie God se krag in nie. Hoor mooi wat ek sê. Ons kan nie God se krag beperk nie. Ons beperk sy werking in ons lewe. Ons beperk sy werking in ons lewe. Of ek God aanbid of nie aanbid nie. Hy word nie minder God nie, omdat ek hom nie aanbid nie. Ek kan hom slegs sê, hy word nie minder God nie. Hy bly alleen by sy God aan die toekom die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Hy is Immanuel, God met ons. Jesaja sê, seën is ons gebore, kind is ons geseën, en die heerskappy rus op sy kou. Hy word genoem wonderbare raad van sterke God, ewige Vader en die vredevors. Hulle het vertel van die messiaanse profetiese woord wat in Matteus sou plaasvind. Selfs in Jesaja sê, praat hy van Immanuel, God met ons. Dieselfde is in Matteus 1:23. En jy sal sê, en jy moet vir Immanuel noem, want dit beteken God met ons. En vanmôre sit ek en jy, as die Gees van God in ons woon, dan is dit God met ons vanmôre. Halleluja. En wat se ruimte gee ek en jy vanmôre? Of is ons in daardie handskoen wat droog geword het, wat nie wil buig nie? Wanneer die hand werk, is dit sigbaar. Weet jy, hulle die panele hier agterop gesit het. Het hulle ook handskoene aangehad. Ja, die panele op is, het niemand gesê, kyk die mooi werk by die handskoene gedoen het nie. Hulle sê, kyk die mooi werk by die manne gedoen het. Ja, ons het nie die eer gekry nie. Die inhoud van die handskoene het die eer gekry. En ons kan nie, luister mooi. Ons mag nie God se eer steel nie. Ons mag nie God se eer steel nie. Dis die ergste vorm van misdaad en diefstal. As ons God se eer wil steel vanmôre. Ek het vir daai persoon gebid uit gesond geword. Maar wat sigbaar is daai paneel waar daar agter staan. Wat gedoen is deur hande. En dis dieselfde wat Galasiërs 5:22 vir ons sê. Liefde. Dit is iets wat God in jou hart plant. Blydskap. Dis iets wat God in jou hart plant. Vrede. Wat Filippense 4:7 sê. Wat alle verstand te bowe gaan, ons hart en ons sinne bewaar. Is deur God in ons hart geplant. Lankmoedigheid. Dit leer die Here ons vir tyd. Dis kom daar tekste op die pad is. Dat ons dit moet verstaan. Goedheid. In ander woorde, doen ek goed aan mense. Of hoeveel mense stap van my al weg. En dat ek hulle seer gewaar, in plaas van dat ek hulle bemoedig het. Hoeveel kerke is al opgebreek deur net woorde tussen lidmate.
Hoeveel mense het teruggeval in die wêreld as gevolg van die kerk wat hulle skade berokken. En ek het nou dag met iemand gesê, weet nie vir wie nie. As iemand Beethoven se musiekstuk speel, en hy maak 'n gemors daarvan, dan kan hy nie kwaad wees vir Beethoven nie. Want Beethoven het die volmaakte stuk musiek geskryf. Maar die oomblik as ons iemand te nakom, dan is hulle kwaad vir die Here. Die Here het niks van daai saak te doen nie, maar die saak is dat ek en jy nie volwaardig die vrug van die Gees. Hy sê nie vrugte nie, let wel, hy praat van die vrug van die Gees. Vriendelikheid, goedheid, en dan 'n baie belangrike getrouheid. Dit is 'n sigbare ding. As die Gees van God in ons werk. Dit is wat die wêreld sien. Laat kan weer opgesit, was nie die handskoen wat die werk gedoen het nie, was die vaardighede van wat in die handskoen is wat die werk gedoen het. Amen. Is nie ek en jy wat hierdie goed kan spog op hierdie goed het. Dis die vaardighede van die Heilige Gees in ons lewe wat maak dat hierdie goeders tentoongestel kan word. En daaruit, uit hierdie goeders, kom werke. Het ek gesê, Efesiërs 2 vers 8 en 9. Nie deur julle werk nie, maar deur julle genade dat julle gered is, wat hy vir ons sê. Sagmoedigheid, selfbeheersing, broer, ek en jy teenoor ons vrou, selfbeheersing. Die vrug van die Gees is nie mens gemaak nie. Dit is 'n resultaat van die Heilige Gees se werk in ons lewe. Wanneer die handskoen iets doen, dan weet ons dit. Dis nie handskoene nie, maar dis die hand self wat ek nou hier verduidelik. So ook in ons lewe, want God deur ons werk, kry ons nie die eer nie, God kry die eer. En daarom sê ek in Korintiërs 1 vers 9, sodat geen vlees voor hom sou roem. En wat leef ons in 'n tyd, waar die mense graag wil roem? Dis ook die Bybel verskriklik waarsku oor valse profete. Hy kom in Matteus 7 vers 6, dink ek hy sê, pas op vir hulle wat as skaapklere, bolle wat skaapklere aantrek. Hy sê nie vir 2 Korintiërs 11 vers 14. Hy sê hy kom as 'n engel van die lig kom hy na ons toe. Hy sê Matteus 25 vers 25. Pas op, daar sal valse profete opstaan, en as dit moontlik is ook die kinders van die Here misleid. Alhoewel ek en jy moet bedag wees, ons nie die Gees van God in ons het nie, die onderskeiding van Gees uit. As nie die vrug het nie, gaan ons mislei word en gaan hulle daar so ding wat sê Evelyn. As jy wat eendag daai video kan kyk, gaan kyk op Evelyn, the way to Evelyn. Dan sê ek verstaan dat ek en jy maklik op 'n roadtrip gaan gevat word wat ons nie graag wil wees nie. En daarom is dit nodig dat ek en jy sal verstaan wat die Here vir ons wil sê. En daarom lê ons krag in ons eie vermoë, maar die Heilige Gees. 2 Timoteus 3 vers 6 praat van mense, hulle het die gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan het hulle verloor. Nou ek het hom vir laaste gewerk. Hy oorskadu almal. Hy is die mooiste van die hele spin. Hierdie lekker vaal. Hierdie kalsium water raai. Hierdie gebruik jy net in die bad en die stort. Hierdie, hy sê die aard van jou sien, vingers is beskerm, hy het selfs leerkens, selfs plekke opdaal, en ek dink die so baie van ons Christen is, ons al net rond. Ons het gedaante van godsaligheid, maar die krag, die inhoud, is nie daarby. Ons het die voorkoms van 'n heilige Christen, maar ons het nie die vrug van die Gees nie. It's my way or the highway. En daar bou ons godsdienst. En vanmorgen wil ek weer sê, kind van God, dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Die Here verwag dat ek en jy geesgevuld sal wees. Jy sal doen wat hy wil hê. Die wonderlikste waarheid is, die hand wat in die handskoen is, sal wees, doen wat God wil hê ons doen. Hy praat wat God wil hê ons moet praat, hy doen wat God wil hê ons moet doen. Jy is nie geroep om te glo nie,
Jy is geroep om 'n instrument van God te wees, om werk te verrig vir die koninkryk van God. Vandag staan ons voorkeuse vir elkeen van ons. 'n Handskoen sonder 'n hand, of 'n handskoen gevul met hand. En gaan terug, tot die handskoen stel die mens voor die hand, die Heilige Gees. En ek vanmôre sê, Here, ek wil nie meer na eie krag leef nie. Vul my met die Heilige Gees. Halleluja. Werk deur my. Vul my met die Gees en werk deur my en gebruik my. Maar sonder die hand is die handskoen niks. Maar met die hand in die handskoen kan ons alles doen. Sonder die Heilige Gees is ons kragteloos. Maar met hom is ons alles in staat om te doen. Ek sluit af, Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Die Halleluja. handskoen het waarde as hy iets kan verrig. Hy kan dit net verrig as hy hand op my is. Ek en jy kan net iets doen. Want hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Amen, ons sê oor. Here, wat 'n gedagte is dit vanmôre, baie dankie vir die voorreg wat ek nog gehad het. Om hierdie eenvoudige, maar tog praktiese gedagte te kan aflewer. Here, U het geweet dat ek hierdie gedagte gelê en gestoei, om dit sinvol te maak vir die kinders. En Here, ek dank U daarvoor, dat het afgelewer is, maar nog meer as dit, Here, dat het 'n prentjie sal wees wat hulle in die ewigheid nie sal vergeet. Dat U in herinnering sal roep, selfs wanneer hulle daar die tuinjong sien in die tuinwerk, Here. Selfs hulle wat al as die pad staan en werk, en het handskoene aan, Here, dat hierdie prentjie by ons helder sal opkom, en sal besef, dit is maar die mens. Maar die vaardighede lê in wat in die handskoen is. Die vaardighede van die mens lê wat in God in ons hart geplant het. Naamlik dat die Gees van God in ons woon. Daarom vra U vir ons, weet julle dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Here, dan wil ons vanmôre sê, dankie vir hierdie woord wat uitgegaan het. Dankie vir elke gedagte, Here. En Here, ek wil vra, dat U by elkeen sal stilstaan, en die naprediker sal wees van hierdie gedagte. Vra my vir die van Jesus Christus naam.